Dit is vandag Vrydag 23 Januarie. Baie welkom by hierdie luistermeditasie tydens Epifanie. Die skrifgedeelte waarby ons vandag gaan stilstaan is Johannes 1 vers 29 tot 31 en vers 35 tot 42. Ons gaan dit lees in die 83 vertaling. Kom tot rus daar waar jy is. Haal 'n paar keer lekker diep asem en wanneer jy gereed is, kan jy jou oë toemaak. Draai jouself na God se teenwoordigheid. Ons bely so maklik God se teenwoordigheid in groot terme, dat hy die hele wêreld omspan. En dit is so. Maar dit is soms moeiliker vir ons om dit toe te eien dat hy hier in hierdie oomblik ook teenwoordig is, by my en by jou. Hy noem ons sy huis. God is in sy volheid hier teenwoordig. Ontvang die geskenk van God se lig en God se vreugde. Here Jesus, U wat my raak sien nog voordat ek weet waarna ek soek. Ek bid dat U my nou tot rus sal bring. Here, as ek die woorde sê, ontmoet my in die stilte, dan is dit die diepste gebed van my hart, om daar juis in, wanneer alles stil word, U stem te hoor. Here, help my om te kan kyk en te sien, nie te ver vooruit nie, maar genoeg vir die volgende tree. Daarom bid ek, Here, mag my hart oop genoeg wees om te ontvang wat U gee. Dankie vir die genade van hierdie oomblik, wat vir my genoeg is. Johannes 1 vers 29. Die volgende dag sien Johannes vir Jesus na hom toe kom en hy sê, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Dit is hy wat ek bedoel het toe ek gesê het, na my kom daar 'n man wat voor my is, want hy was voor my reeds daar. Ek het self ook nie geweet wie hy is nie, want ek het gekom en ek doop met water sodat hy aan Israel bekend gestel kan word. Vers 35. Die volgende dag het Johannes weer daar gestaan, met 2 van sy volgelinge by hom. Toe Jesus verbyloop het Johannes stip na Jesus gekyk en gesê, daar is die lam van God. Die 2 het hom dit hoor sê en hulle het Jesus gevolg. Toe Jesus omkyk en sien dat hulle hom volg, vra hy vir hulle, wat soek julle? En hulle het hom geantwoord, Rabbi, dit beteken leermeester, waar gaan u tuis? Hy sê toe vir hulle, kom saam, dan sal julle sien. Hulle het toe gegaan en gesien waar hy tuis gaan. Dit was omtrent 4:00 die middag en hulle die res van die dag by hom gebly. Andreas, die broer van Simon Petrus, was een van die 2 wat het van Johannes gehoor en Jesus gevolg het. Daarna het hy eers sy broer Simon gaan soek en vir hom gesê, ons het die Messias gekry. Messias beteken Christus. Hy het hom na Jesus toe gebring. Jesus het stip na hom gekyk en gesê, jy is Simon seun van Johannes, jy sal Sefas genoem word. Sefas beteken dieselfde as Petrus. Wat het jy vandag in hierdie verhaal gehoor wat afspeel in die begin van Jesus se bediening? Watter woord of gedagte het met jou gepraat?
Johannes sê, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Hy sê dit 2 keer. Johannes wys weg van homself en wys na die een wat die sonde kom wegneem. Ek dink baie van ons ken hierdie oomblikke waar jy oorweldig word deur jou soeke en besef, daar is net een plek waar jou diepste honger gestil word, en dit is by Christus. Ek dink dit is waarvan Johannes hier getuig. Daardie oomblik waar alle ander stemme stil raak en jou God se vertroostende stem kan hoor. En ten spyte van dit, weet ons hoe dit soms voel om te dink ons is alleen. Dat daar vrees is vir wat voorlê. En dan gebeur dit dat ons na enigiets sal gryp om daardie diepste honger te stil, selfs bo op en bo oor mekaar klim, om die hoogste trap te bereik. En so probeer ons vals hoop skep op verlies en op pyn en op vrees. Maar ek glo werklik dit is die oomblikke waar ons tot die besef kan kom, om te sê soos Johannes, daar is die lam. Ek is nie God nie, daar is 'n God wat my op my naam ken. 'n God wie se grootste werk ook in my lewe plaasvind. 'n God wat hier is, 'n God wat saamstap, wat nie magteloos toekyk en my oorlaat in my eie lot nie, maar in dit sy gees van vrede en vreugde in my kom uitstort, en tree vir tree vir my die pad wys, die pad na vryheid, die pad na verlossing. Die lam van God, wat my vrymaak vir die lewe voor my, hier en nou. Wat beteken dit vandag weer vir jou om na te dink daaroor, dat Christus die lam van God is, wat die sonde van die wêreld kom wegneem? Ons hoor hier dat Jesus op 'n stadium omdraai en vir die wat hom volg vra, wat soek julle? Hulle antwoord hom ook weer met 'n vraag, Rabbi, waar bly jy? Ek dink die 2 vrae is vervleg in mekaar. Wat soek jy? Wat wil jy ten diepste hê? Wat maak vir jou regtig saak? Waarheen is jy op pad? En dan vra hulle vir Jesus, waar bly jy? Waarop is u lewe gebou? Waar is u tuis? Ek dink die antwoorde is ook vervleg met mekaar. Want die wêreld wat ons graag wil hê, is die wêreld wat ons help skep. Dis die skepingskrag wat die Here ook in ons hande geplaas het. Die manier hoe ons leef, word die wêreld waarin ons leef. Daarom sê Jesus daar in vers 39, kom kyk. Die Heilige, hy wat is, maak ons oë oop om te sien hoe dinge regtig is en gevorm word in hierdie wêreld, om weer en weer te kyk, asof ons dit vir die eerste keer sien en besef wat die Here in ons hande geplaas het. 'n Mens kan aannames maak en vaste idees hê oor die lewe, maar wanneer jy op pad kruis met die Messias, dan sien jy die wêreld asof vir die eerste keer. Dan kom jy agter, jy sien raak omdat God jou reeds raak gesien het en jou vrymaak om saam met hom te skep. Ek dink so mense leer om genade helder en duidelik raak te sien. Dit is om moedig en eerlik te kyk na die wêreld en dinge op sy naam te noem, om dit wat seer en gebreek is raak te sien en weer heel te maak. Dit is om met geloofsoë te kyk en te sê, dit is hoe dit is, dit is hoe die lewe werk en binne dit weet ek, daar is lewende hoop. Dan raak ons lewe ook 'n getuienis, wat mense nooi en sê, kom kyk. God is werklik hier teenwoordig en daar is genoeg genade vir hierdie oomblik en die lewe wat voor ons lê. Wat het vandag in jou binneste beweeg tydens hierdie meditasie? Praat met die Here daaroor.
Here, dit gebeur so maklik dat wanneer ek stil raak in gebed, ek begin met 'n klomp versoeke wat ek rig, of amper opinies wat ek vir U kom gee. En al my ontelbaar baie begeertes maak ek in 'n stortvloed van woorde aan U bekend. Maar ek vra nou, Here, dat U dit in my sal stil maak. Ek kies om te luister na my lewe, na U. Ek wil vandag teenwoordig wees in elke oomblik, in elke vervelige taak en elke lewegewende gesprek. Help my om in die maklike en moeilike vrae te kan stil word, te onderskei en met vrede te reageer. Skenk aan my die genade, Here, om bewus te wees van U nabyheid in elke oomblik. Mag U vreugde my so vul, dat ek moet waag met U met 'n opregte hart sal volg in dit wat ek vandag aanpak. Amen.